Lukas 4, ons lees van vers 14 tot 22. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees, en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer, en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Dis 'n mooi gewoonte wat Jesus gehad het, né? Om kerk toe te kom. Weet jy, mens moenie net kerk toe kom uit gewoonte nie. Maar as jy die gewoonte aangeleer het om kerk toe te kom, om te kom luister na die Here, dan is dit tog 'n goeie gewoonte, né? En dit was Jesus se gewoonte. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom gegee, en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het, en aan die amptenaar teruggegee het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek: Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê: Is hy dan nie die seun van Josef nie? Sien, Nasaret is die dorp waar Jesus groot geword het. So die mense het hom geken. Baie mense het hom geken as 'n timmerman. Baie mense het hom geken as die seun van Josef en Maria. En die ouer mense onder hulle het vir Jesus natuurlik geken en gesê, maar hy het nog klein tyd saam met ons kinders hier gespeel. En nou kom Jesus daar in Nasaret, en hy vertel vir die mense, hy sê vir hulle, weet julle wat, dis soos julle my nou onthou. Maar daar is meer wat julle behoort te weet van my. Ek is nie maar net 'n timmerman nie, ek is nie maar net julle kinders se speelmaatjie gewees toe hulle klein was nie. Daar is meer wat julle behoort te weet. En dan vertel Jesus vir hulle wie hy is. Nou wil ek gou by julle hoor, die kinders is nou slim, hulle het nou al gesê wat die antwoord is, maar ons wil hoor of die groot mense ook so slim is. As iemand vir julle sou vra, hoekom het Jesus na hierdie wêreld toe gekom? Wat sou die antwoord wees? Die kinders moet nou stil bly, wil kyk of mamma en pappa ook weet. Nee? As iemand vir jou sou vra, hoekom het Jesus na hierdie wêreld toe gekom? Wat is die antwoord? Om ons vry te maak van ons sonde. Ja, dis tog die belangrikste ding wat Jesus kom doen het, hè? Maar het julle nou opgelet, hierdie stuk wat ons gelees het, as Jesus in Nasaret is en vir die mense vertel wie hy is, dan brei hy 'n bietjie uit. Hy begin om te sê, ek kom om die evangelie te verkondig, né? Dit is reg, die evangelie is die goeie nuus, dat Jesus ons vrymaak van ons sonde. Maar Jesus brei uit. En hy sê vir hulle, maar weet julle wat? Ek kom om blinde mense weer te laat sien. Dis hoekom ek gekom het. Ek kom om vir honger mense kos te gee. Ek het gekom om siek mense gesond te maak. En dat Jesus dit nie net geestelik bedoel nie, sien ons net nadat ons hierdie stuk klaar gelees het. Dis nou die begin van Lukas 4. Aan die einde van Lukas 4 lees ons, hy het Petrus se skoonma wat siek was gesond gemaak. Ander mense het hulle siekes na hom toe gebring, het hulle gesond gemaak. So dadelik wys Jesus, as ek praat van siekes, praat ek nie net van geestelik siek nie. As ek praat van blindes, is nie net mense wat geestelik blind is nie. Dis fisies blindes. Lukas 5, hy het 'n verlamde man gesond gemaak. Hy het 'n melaatse man gesond gemaak. Mense wat fisies siek was, het Jesus gesond gemaak. Ons fisiese nood is vir Jesus net so belangrik as ons geestelike nood. Hier in Lukas 5 ook lees ons van iemand anders
wat nie regtig fisies siek was nie, hy het nie broodgebrek gehad nie, maar hy was 'n tollenaar. Nou, weet julle, die tollenaars is mos maar mense wat nie regtig intel was in die samelewing nie, né? Niemand het van die tollenaars gehou nie. Niemand wil vriende wees met die tollenaars nie. En hier kom Jesus en hy in Lukas 5 en hy nooi een van die tollenaars om by hom te kom aansit, sê, weet jy wat, ek wil jou vriend wees. As mense nie van jou hou nie, ek hou van jou. En Jesus het hom opgeneem in sy disipelkring. So, Jesus het vir ons gewys en gesê vir die mense van Nasaret, dis wat julle van my moet onthou. Vergeet maar dat ek hier groot geword het en dat Josef my pa was, daai goed is nie nou meer belangrik nie. Ek het gekom om mense vry te maak van sonde, maar ek het ook gekom om vir mense te help met hulle dag tot dag lewe. Die ouens wat siek is, die ouens wat blind is, die ouens wat nie maats het nie, soos hierdie tollenaar, ek het gekom om vir hulle 'n verskil te kom maak. Die profeet Jesaja, wanneer hy hierdie woorde geskryf het, kyk, is uit Jesaja uit wat Jesus gelees het, né? Nou die profeet Jesaja het hierdie woorde geskrywe vir 'n volk wat in ballingskap was in Babylonië. En nou skryf hy hierdie profesie in Jesaja om vir hulle hoop te gee. Om vir hulle te sê, weet jy wat, julle is nou hartseer want julle is weg van julle land af en julle het julle vryheid verloor. Hier sit julle in 'n nuwe land en julle wil nie eintlik hier gewees het nie en julle verlang terug. Ek wil vir julle hoop gee, sê Jesaja, daar kom 'n tyd waar dit sal beter gaan. En nou lees Jesus hierdie woorde. En dan sê hy aan die einde, ons het dit gelees, dan sê hy, vandag is hierdie woorde vervul. Wat sê hy daarmee? Hy sê, Jesaja het gepraat van hoop. Daar hoop. Ek sê vir julle, vandag is dit vervul. Ek staan hier voor julle. Ek is die een wat hoop gee. Jesus is die een wat hoop gee, en dis hoekom hy na hierdie wêreld toe gekom het. Ja, hy gee hoop vir mense wat in hulle sonde vasgevang is, wat sukkel met een of ander sondige gewoonte is, en hulle kan nie ontslae raak daarvan nie. Miskien voel jy so, jy het een of ander sondige gewoonte, en jy het al probeer, maar jy sukkel om los te kom. Jesus kom sê vir jou, daar's hoop. Solank ek hier is daar hoop. Jesus kom sê vir mense wat werkloos is, daar's hoop. Terwyl ek lewe, is daar hoop. Hy kom sê dit vir mense wat siek is, wat afgetakel is, wat al voel maar hulle het hulle lewenskwaliteit heeltemal verloor. Kom sê Jesus, ek is hier. Ek wil vir jou hoop gee. Paulus in 1 Timoteus 1 vers 1 noem hy vir Jesus ons hoop, né? In die Afrikaanse vertaling word hoop met 'n hoofletter geskryf, soos wat ons iemand se naam skrywe. So wat sê Paulus? Ons kan Jesus so noem. Dis asof dit Jesus se naam is. Hy is hoop. Sy naam is hoop. Wanneer hy in 'n mens se lewe is, dan het jy hoop. As jy vir Jesus het jy hoop. Hy is die hoop, hy kan dinge beter maak. Maak nie saak wat daar in jou lewe is wat vanmôre pla nie. Hierdie kersies wat ons aangesteek het, party het kersies aangesteek omdat hulle bly is. Ander mense het kersies aangesteek omdat hulle hartseer is. Omdat daar iets is waarmee hulle sukkel en hulle vra vir Jesus, Jesus, help ons asseblief. Vandag is Jesus se antwoord, ek sal, want ek is jou hoop. Ek is jou hoop. Ek is hier vir jou. Ons moenie die fout maak om alles wat Jesus doen te vergeestelik nie. Kyk, as Jesus hoop gee vir mense wat blind is, dan kan dit wees mense wat geestelik blind is, né? Wat nie sien nie, hulle kan nie sien dat Jesus die verlosser is nie. As Jesus hoop gee vir mense wat honger is, dan kan dit vir mense wees wat honger is na die woord. Maar ons moenie dit altyd vergeestelik nie. Dit gaan ook oor mense wat regte honger is, fisies honger. Onthou julle toe Jesus se disippels vir hom gevra het, hy moet vir hulle leer bid. Wat is die gebed? Kom ons hoor gou by die kinders. Wat se gebed het Jesus vir hulle geleer? Kan julle onthou? Weet julle? Hy het vir hulle gebed geleer. Die kinders, weet julle wat se gebed dit is? Die Onse Vader, pragtig. Ja, jy slim hoor. Jy stem, jy moet van mamma ook sê, dat sy ook weet. Maar is baie mooi, baie mooi. Die Onse Vader, né? Hy het en weet jy wat bid ons in die Onse Vader? Dink so 'n bietjie. In die Onse Vader sê Jesus, julle moet so bid. Onse Vader wat in die hemel is, vergewe asseblief ons sondes, né? So ons kan vir die Here vra om ons sondes te vergewe. Hy sê, julle moet so bid. Onse Vader wat in die hemel is, verlos ons van die bose.
Here, ons sukkel met die bose, ons sukkel met die ou duiwel. Hy kom sit hier in ons agterkop en fluister baie keer sulke verkeerde goeders in ons kop wat ons moet doen. En ons sukkel om vir hom nee te sê. Ons kan bid. Maar Jesus het ook vir ons gesê, julle moet so bid, onse Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. En weet julle wat is daai daaglikse brood? Presies dit, dis brood. Dis kos. Dis gesondheid. Dis vervoer. Dis alles wat ons nodig het, werk. Alles wat ons nodig het om hier op aarde te lewe, vir ons lewe fisiese goeders, né? Wat ons nodig het om van te lewe. Dit is wat Jesus sê, julle kan maar daarvoor bid. Want julle het 'n Vader in die hemel wat lief is vir julle, wat vir julle omgee. En hy gee nie net om vir julle geestelike lewe nie, hy gee om vir jou alledaagse lewe. Vir jou gesondheid, vir jou hongermaag, alles. Eksamen. Ons kan 'n eksamen nog vra. Vader, help ons asseblief met hierdie eksamen. Jesus gee vir ons hoop, nie net op geestelike goeders nie, maar vir die aardse goed waarmee ons sukkel. Maar weet julle, hier is 'n verdere boodskap in hierdie woorde van Jesus. Die een boodskap is, hierdie goeders wat Jesaja gesê het, is vervul, ek is hier, ek gee vir julle hoop, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, sê Jesus, ek sal vir julle help. Maar daar is 'n tweede boodskap, 'n verdere boodskap, en daai boodskap is, ons wat sê ons glo in Jesus, ons moet ook hoop gee vir mense. Toe Jesus mense se voete gewas het, sy disippels, kom ons kyk hoor gou by die kinders, wie gaan dit weet? Onthou julle toe Jesus die disippels, kom steek net julle hande op, ek wil net sien, wie van julle, die kinders, onthou toe Jesus die disippels se voete gewas het? Daar is 2 wat onthou, en die ander is net te skaam om te sê, né? Maar ons onthou Jesus het voete gewas, en wat sê Jesus toe vir hulle? Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook vir mekaar doen, né? Jesus bring hoop, maar hy sê vir hulle, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Jesus is die lig vir die wêreld, en waar lig is daar hoop. Kyk, as dit donker is, né, en ons kan niks sien nie, dan kan ons maklik vasloop teen goed, né, en ons kan val oor goed, en ons kan seer kry, en ons kan verdwaal, want ons weet nie watter kant toe ons moet loop nie. Maar as daar lig is, dan ons hoop, nou kan ons sien. En dan wat sê Jesus in die bergrede? Julle is die sout vir die aarde, en julle is die lig vir die wêreld. Jesus het vir ons, die disippels, aangestel. Ons is die mense wat moet lig gee. Ons is die mense wat moet hoop gee vir mense. As disippels van Jesus is ons sy navolgers. As disippels van Jesus vind ons identiteit in Christus. Wie ons is, word bepaal deur wie Jesus is. Wat ons doen, hoe ons lewe, word bepaal deur wat Jesus doen en hoe Jesus lewe. Want dis hoe ons moet maak. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, sê Jesus. En dis vir Jesus so belangrik, né, dat hy eintlik op 'n stadium gesê het, en julle sal hierdie aanhaling nou onthou as ek dit nou sê, vir sover julle dit aan die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen, né? En dan praat Jesus van, om vir iemand wat honger is kos te gee, om vir iemand wat sukkel om by die hospitaal uit te kom, om vir hom 'n lift te gee, om vir iemand wat koud kry in die winter, kombers te gee. Dan sê hy, vir sover julle dit aan die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Ek en jy moet hoop bring vir ander mense. Soos Jesus ons hoop is, moet ons vir ander mense hoop gee. Ek wil nou vir julle 'n storie vertel. Maar nou moet julle mooi onthou. Hierdie storie wat ek vertel, is net 'n storie. Dit nie regtig gebeur nie. Maar daar was 'n storie wat Piet nou D van vertel. Hy is 'n teoloog in die kerk, hy het so 'n paar boeke geskrywe. En in een van sy boeke vertel hy van die storie wat hy rondte gedoen het, baie jare gelede, van die 4de wyse man. Ons weet mos daar's 3 wyse manne. OK, waar is die kinders nou? Julle begin nou in die slaap raak seker al, né? Onthou julle wat se geskenke die wyse manne vir Jesus gegee? Sê gou, agter se dogtertjie wat weet. Wat se geskenke het die wyse manne vir Jesus gebring toe hy gebore is? Wat sê mirre? Het
Het sê gesê mirre, wierook. Altwee is reg, mirre en wierook. Maar nog 'n ding. Wierook en mirre en wat nog 'n ding? Goud. Goud, wierook en mirre. Ja. Nou, die storie wat ek nog vir julle wil vertel, is amper soos Jesus se gelykenis. Onthou, Jesus het baie gelykenisse vertel. Hy het onder andere, ja, ek sal nou daarby kom, maar hy het gelykenisse is stories wat Jesus vertel. Dit het nie regtig gebeur nie, maar hy wil 'n boodskap daarmee oordra. Nou hierdie storie is so. Daar was 4 wyse manne. 3 van hulle weet ons van, wat goud, wierook en mirre vir Jesus gebring het. Daar is daar 'n ander ou gewees, volgens die storie nou, wat in die vroeë kerk hier rondte gedoen het. 'n ander wyse man, sy naam was Propasin. Nou Propasin het 'n bietjie verder van die ander ouens af gewoon, maar hulle het met mekaar kontak gemaak. Dit was seker nie per selfoon nie, maar op 'n manier het 'n kontak gehad met mekaar. Daar was nie selfoon nie, want ek dink die syne was bietjie swakker daai tyd. Maar hulle het kontak gemaak en hy het toe met hulle ooreengekom, hy wil saam met hulle gaan. Hulle het nou gesê van die ster, hy sê hy weet van hy ster, hulle sê ons gaan, hy sê hy gaan saam. En hulle spreek 'n tyd af, wat hulle mekaar daar iewers kry, dan gaan hulle saam en hulle soek die ster. Hulle volg die ster om by die koning te kom. Maar terwyl Propasin op pad is, het hy 'n bietjie teëspoed gekry langs die pad. Onder andere het hy iewers op 'n man afgekom waar hy verbygery het en hy lê daar aan die pad en hy stop, hy ry met 'n perd, hy stop die perd en hy klim af en hy sien die man lewe nog, maar die man is aangerand. En hy help vir hom en hy dink, hoe gaan hy die man nou kan help? En hy help hom sy perd en hy vat hom na 'n herberg toe daar naby. En hy sê vir daai man, weet jy wat, hier gee ek vir jou 'n edelsteen, 'n smarag. Ek het nou vergeet om te sê, ek gaan my nou onderbreek. Voor hy weg is by die huis, het hy baie van sy besittings verkoop en hy 3 edelstene gekoop, 'n smarag, safier, 'n safier en 'n rubyn en 'n parel, daai 3. En hy gee vir die herberg hier die safier, hy sê, jy kan hierdie safier gebruik, verkoop dit maar, vat die geld en sorg vir hierdie man. Nou wil ek vir julle vra, ek het net nou gesê, ek gaan vir julle vra wat se gelykenis Jesus vertel het. Wat se gelykenis is dit die? Steek gou julle hande op, ek gaan nie vir julle die vraag vra, ek wil net weet wie is nog wakker. Die kindertjies, nou julle ek het gesê, ek gaan vir julle 'n gelykenis vertel van iemand en dan gaan ek vir julle vra of julle dit ken. Wat se gelykenis? Weet julle van waarvan ek praat? Daar is 1. Julle hoef nie te sê nie, ek wil nog kyk wie ons. Daar is 2. Die ander snork eintlik soos hulle slaap. Ander kindertjies. Okay, die barmhartige Samaritaan, hè? Nou hierdie laat my baie daaraan dink. Dit is wat die ou doen. Hy het eers gedink, maar hy kan ons nou nie Jesus se geskenke weg. Want hy het nie vir Jesus geken nie, maar die koning. Die koning na wie hy gaan soek. Hy kan ons nie die koning se geskenke weggee nie, maar toe plaas hy gewete om te sê, nee, ek kan nie hierdie man net hier so los nie. Ek gaan liewer hierdie safier, die koning sal verstaan. Ek gaan hierdie safier vir hom gee. Hierdie man kan na die gewonde man kyk. Maar terwyl hy die gewonde man so op die pad was, het hy maar gesels. Gewonde man het vir hom gesê, hy is 'n Jood. Hy het vir hom gesê, maar ek is Propasin, ek is op pad, ek gaan soek 'n koning. Die gewonde man vir hom gesê, weet jy wat, ons Jode verwag ook 'n koning. Ek weet nie wanneer hy gaan kom nie, maar hy gaan daar in die land Judea toe kom en in Bethlehem is die naam van die dorp. Die profesie sê, in Bethlehem gaan die koning gebore word. Hulle gesels nou maar net so. En okay, nou gaan hy verder, maar toe die hele episode om hierdie man te help het gemaak dat hy laat is, hy het laat gekom by die plek, die ander ouens was weg, en hy het nie 'n idee gehad waar die ander 3 wyse manne heen was nie. Maar hy onthou toe, hierdie gewonde man het vir hom gesê, ons mense daar in Judea verwag ook 'n koning in Bethlehem gebore word. En hy dink, miskien kan dit dieselfde koning wees. En hy gaan na die land Judea toe, op pad Bethlehem, maar op pad soontoe, kom hy 'n weduwee te, wat klein kindertjies het, en sy huil, sy's baie hartseer, want sy het niks kos om vir hulle te gee nie. En hy kry haar hartseer, sy het nie werk nie, sy het nie kos nie, hoe kry sy hierdie kinders groot? En hy besluit nie wat, die koning sal verstaan as hy nog een van die geskenke weggee, en hy gee vir haar die rubyn, dat sy kan hom verkoop en kan kos hê. En toe gaan hy verder, en toe in Bethlehem aankom, en hy vra vir die mense van die koning toe, sê, jy's net 'n paar dae te laat. Hy en sy ouers is hier weg, hulle is Egipte toe. Nou val hy maar in die pad, hy gaan Egipte toe. Toe in Egipte aankom en hy begin daar rondvra en mense kon hom nie help. Nee, sê hulle, ons weet nie van wie jy praat nie. Daar die spore doodgeloop.
En toe het hy besluit, ag weet jy wat, nou moet hy maar sy perd verkoop, want sy geld is nou al op, hy moet kos koop, hy moet slaapplekke hê iewerster, en hy verkoop nou maar die perd, dat hy geld het om homself te onderhou. En nou stap hy te voet, hy moet nou teruggaan, maar het vat baie langer, want hy is nou te voet. En hy stap te voet, hy kom by 'n dorpie, en hy sien hy's 'n mooi meisie, en hy kom agter by hierdie meisie, daar's iemand wat haar nou besig is om haar te verkoop aan 'n ander man. En hy kry jammer, hy dink, hierdie arme jong meisie, hulle kan mos nie dit en haar doen nie. En hy sê, okay, hy sal betaal en koop hy haar. En hy gee vir daai man die laaste skat wat hy vir die koning gekoop het, die parel. Hy gee dit vir die man, en hy sê vir die meisie, okay, jy's nou vry. Jy kan weer terug gaan na jou huis toe en jou mense toe, jy's nou vry. En sy was so bly. En toe gaan hy nog verder, en hy kom by 'n hawestad uit, en die hawestad is daar 'n man wat baie sy kindertjies daar omhels, en hy klim op 'n boot, en hy vind uit nou, hoekom los die man sy kindertjies net daar, toe sê hulle, nee, hy's as 'n galeislaaf. Julle weet wat 'n galeislaaf, nee? Hy is 'n slaaf, maar hy het op 'n boot gewerk, moes geroei het, hulle moes daai tyd maar geroei. Op 'n boot gewerk, en moes geroei het. En hy sê nie, maar julle kan mos nie, dat daai man se kindertjies alleen hier agterbly, en hy's op die boot. Hulle sê, ja, hy's 'n slaaf, hy moet maar gaan werk. Toe sê hy, okay, ek sal sy plek vat. Los hom, dat hy na sy huis toe gaan, en ek sal sy plek vat. En hulle aanvaar dit so, en vir 30 jaar was die see sy woning. Hy het op hierdie skip geroei vir 30 jaar. Na 30 jaar het hom vrygelaat en gesê, nee, jy's nou al te oud, jy beteken vir ons niks meer nie, jy's nie meer sterk genoeg om te roei nie, dat jy nou maar gaan. En hy gaan weg, en hy bevind hom in 'n stad met die naam van Jerusalem. En net so buite die stad sien hy, daar is 'n hele gedoente aan die gang. Hy stap nader, en hy sien die 3 kruise daar. En hy stap nog bietjie nader, en hy sien maar die middelste kruis, daar staan Jesus van Nasaret, koning van die Jode. En daar gaan vir hom lig op. Dis die koning waarvan hy gewonde man gepraat het. En dis die koning waarvan sy ander 3 vriende, die wyse manne, gepraat het. Maar hier sê nou, hy's te laat. Die man word nou doodgemaak. En hy stap nader en hy sê vir hom, koning Jesus, ek is so jammer dat ek so laat opgedaag het. Ek is opgehou langs die pad, ek is so jammer, ek is te laat. Ek is so jammer, ek het nie meer geskenke nie, ek het vir die geskenke, toe hoor so fluistering in sy agterkop wat sê, toe maar ek weet, nee, jy's nie te laat nie. Ek het jou geskenke gekry. Daai safier en daai rubyn en daai parel, wat jy vir mense gegee het om vir hulle hoop te gee, daai 30 jaar van jou lewe wat jy gespandeer het op die see, die beste jare van jou lewe, het jy vir my gegee. Want sover jy dit vir een van die geringstes gedoen het jy dit vir my gedoen. En vandag is Jesus nog steeds ons hoop. Hy lewe nie meer op aarde nie, hy loop nie meer tussen ons rond nie, hy's in die hemel, maar hy gee vir ons hoop. En as jy moeg en moedeloos voel, en as jy in wanhoop al verval het, omdat jou omstandighede sleg is, en jy weet nie hoe om uit te kom nie, onthou, Jesus lewe nog steeds, en hy is in die hemel, vanuit die hemel, wil hy nog steeds vir ons hoop gee, wil hy nog steeds vir ons dinge beter maak. En dikwels span hy sy disippels in. Vandag sy disippels, ek en jy wat in Jesus glo. Dikwels span hy sy disippels in, om daai hoop vir mense gestalte te gee. Om daai hoop vir mense so stukkie vir stukkie vir mense uit te deel. Hier 'n uur van gesels vir iemand wat eensaam is, daar net 'n glimlag of 'n drukkie, daar 'n pakkie pleisters, daar 'n brood, letterlik 'n brood vir iemand wat 'n brood nodig het, daar 'n saamry geleentheid vir iemand wat by 'n hospitaal moet kom en of by 'n dokter nie 'n kar het nie. So is ek en jy as Jesus se disippels besig om brokkies hoop vir mense uit te deel. En partykeer groot goed. Partykeer is dit groot goed wat ek en jy doen vir iemand wat sy lewe onherroepelik verander. Jesus is die groot hoop vir die wêreld, nog steeds. Maar hy span baie keer mense in, om daai groot hoop, stukkie vir stukkie, gestalte te gee in mense se lewens. Mag die hoop wat die Here vir ons gee, mag die hoop wat die Here vir jou gee, jou lewe elke dag al meer verryk. En mag jy ander mense se lewens elke dag al hoe meer verryk, deur die hoop wat jy weer vir ander mense gee. Amen.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen.